Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Baie welkom aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat ook inskakel en almal wat regstreeks kyk. Mag julle almal welkom voel hier vanoggend, ook as jy 'n besoeker dalk is. En ja, mag ons 'n ontmoeting hê met die lewende Here. Ons is hier saam in sy teenwoordigheid. En ek het nou gehoor, daar is party wat nog wou verder sing. Hulle het so lekker gesing. Hulle wou verder sing. Hester, dankie. Maar ek hoor sy sê sy sing vir Jesus. Sy is nie skaam daaroor nie. Dit is 'n mooi voorbeeld. Dis die regte manier. Ons sing vir die Here. Maak nie saak hoe mooi of lelik ons sing nie. En ons is vandag baie dankbaar. Ons het gister bazaar gehad. En ek dink almal is maar moeg wat daar betrokke by was. Dit vat maar baie, maar gelukkig is dit net een keer 'n jaar. Maar dis ons grootste, ons hoofvorm van fondsinsameling, ons groot fondsinsamelingsprojek. En ons is baie afhanklik van dit. So ons is baie dankbaar teenoor die Here dat ons op die dag R95,000 ingekry. Dit is die meeste nog ooit. So ons dank net die Here, dit is die meeste nog ooit op die dag. En daar kom nou nog bedrae in en inbetalings en goed wat nou nog moet getel word. So dit gaan nog meer raak. So ons kan net die Here dank en ek wil ook net sê dankie vir almal. Daar's baie goed wat gebeur wat almal nie van weet ook eers nie. Maar daar gaan baie tyd in en opofferings. So baie dankie aan almal. Dis lekker om saam te kan werk en deel te wees van Nooit Gedagte. Mense werk so lekker saam en ons 'n lekker atmosfeer. Mense sien dit ook wat van buite af kom. So ons is baie dankbaar vir dit. Ek het eendag gehoor iemand sê harde werk en genade dans altyd saam en dit is nou by ons ook die geval. Die genade, maar ook die harde werk, is albei groot. Kom ons groet mekaar, ons is broers en susters in Christus, so as jy nog nie die rondom jou gegroet het nie, groet hulle, dalk het jy al. Daar by die bazaar moet ek sê, as jy 'n pannekoek wou gehad het, dan moes jy deelneem aan 'n marathon, want almal wil pannekoeke koop, die rye is lank, so dis altyd baie gewild. Ek wil vra as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op, ons wil net 'n kruisie gee, en sê welkom by Nooit Gedagte. Ek sien nie hande nie, daar's 'n hand, ja, Attie, daai kant. Sy, baie welkom. Sy. Mannes, is oom alright? Meneer die oom voel nie lekker, dink ek nie. Die tannie. Iemand moet dalk net kyk, oom Niels. Sal oom dalk net kyk, dankie. Nou, Kobus, jy kan die volgende slide wys. Daarso is nou iets wat ons baie van hou, braaibroodjies. Meeste van ons dink ek hou baie daarvan. Daar is braaibroodjies, iets lekkers en dan is daar nou klippe. So ek wil sê net vir iemand langs jou of naby jou, as jy wil, jy hoef nie albei te doen nie, maar wat was vir jou lekker en goed die week en wat was vir jou dalk moeilik of swaar, soos 'n klip wat jy moes gedra het of net iets wat moeilik was. So deel net met mekaar vinnig.
Dis ook belangrik dat ons mekaar leer ken. Ons is 'n familie in Christus, so dis goed as ons weet wat gaan in mekaar se lewens aan. So dis maar net so 'n geleentheid wat ons skep vir dit. Hoe manne? Wat sê? Okay, is hy beter? Okay. Ek het in die week gelees, toe hoor ek in die eerste kwartaal in ons land was die werkloosheidssyfer 32.9%. In die Oos-Kaap is die werkloosheidssyfer 39.3%. Maar dit is nou die wie nie werk nie, maar wat nou wel werk gesoek het. Nou dan sal 'n uitgebreide werkloosheidssyfer, dis 49.1. So dis sluit nou mense in wat nie werk het nie, maar wat ook nie eens meer soek vir werk nie. So dis baie skokkend as mens dink so baie van die provinsie se mense het nie werk nie. En dit veroorsaak baie verdere probleme en uitdagings. So ek wil hê ons vat net 'n paar oomblikke en bid net so vir ons land, vir ons provinsie ook. Daar's so baie swaar kry en werkloosheid. Kom ons bid net. Here, ons is hier saam in U teenwoordigheid. Ons weet U is die Here en U is ook hier. Jesus, U is altyd met ons. U het beloof om by ons te wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. Here, maar ons is ook bewus van wat aangaan om ons in hierdie land, in hierdie provinsie, ook in die wêreld. Here, en daar's soveel nood en swaar kry. Ons bid vir mense wat werkloos is, wat nie werk kry nie, wat dalk moedeloos is, wat 'n gesin het. Here, ons kan net vra help, Here. Ons bid dat ons land beter sal raak. Daar's soveel korrupsie en wanbestuur wat alles slegter maak. Here, help ons ook om mense te ondersteun waar ons kan en te bemoedig. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou bly sit, dan sing ons die lied saam. Ons is almal hier te saam. Ons sing vers 1 van hierdie lied. Ek wil nou vra of iemand vir ons die Christuskers sal aansteek. Wie wil vir oggend? Dan kan daai persoon dit aansteek. As iemand dit sal aansteek, dankie om Boets. Boets het darmal 'n vuur aangesteek, weet ek. Maar dis vir ons net 'n herinnering. Jesus leef. Hy is die opstanding en die lewe. Hy's met ons elke dag. Al voel dit ook nie so nie. Ons moet onsself daaraan herinner, want die lewe kan hard wees. Dit kan vir ons soms voel ek is alleen. Dit is 'n doodloopstraat. Maar met die Here Jesus het ons altyd hoop.
Hy is met ons. Hy los ons nie. En ons weet, hy is die een wat regeer bo alles en almal. As ons ons oog op hom hou, het ons hoop. Selfs al is ons omstandighede donker, te mekaar, of al is ons onseker. En dit gee vir ons hoop. Ek gaan vir ons lees uit 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die lied sing, God is liefde, juig ons harte, ons staan en ons sing vers 1 tot 2 saam. Kom ons loof die Here. Ons is net so dankbaar weer vandag vir God se liefde, vir God se genade. Ons kan nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Dat ons uit die bron van liefde kan lewe. Dis daarom wonderlik. Ons hoef nie bang te wees vir God. Hy is lief vir ons. Ons kan na hom toe gaan. Ons kan in 'n lewende verhouding met hom lewe. Hy sorg vir ons en hy het ons regtig lief. Nou, ek wil vra as julle daai 3, daar's nou weer braaibroodjies, maar daar's nou 3 goed, braaibroodjies en daar's biltong en daar's 'n rugbybal. Nou, as jy daai goed sien en ek vra aan watter land dink jy? Dan dink ek almal sê Suid-Afrika. Dis duidelik. Dit's nogals gewilde goed by ons. 'n Lekker braaibroodjie. Mens kan nou 'n choppie ook daar gesit het of 'n boerewors. Maar ons geniet braai en ons geniet biltong en daar's ander goed wat jy nou ook kan bysit, maar ek het nou daai 3 gekies. Rugby is ook 'n groot ding by baie van ons. Die Stormers het ook daarom gewen, so ek is gelukkig. Maar so hierdie goed eintlik is 'n kenmerk van ons. Dit kenmerk ons as Suid-Afrikaners. As jy nou klomp prentjies daarso so by mekaar sou sit, dan sou mense maklik kon sê daai is nou Suid-Afrika se. So dit kenmerk ons. Nou, ek kan die volgende slide wys, Kobus. Nou is daar 'n prentjie van nooit gedagte. Iemand het dit nou so geskets vir ons. Nou as ek vra, as jy aan nooit gedagte dink, wat kom by jou op? Wat kenmerk ons as 'n gemeente? Hoe sê die dak? Meer spesifiek die mense nou, wat dink jy as jy dink aan nooit gedagte? Gasvryheid en vriendelikheid, hoor ek. Omgee, samewerking, liefde. Nou sien, dis wonderlik, want dit is wat ons kenmerk. So as mense dalk hiernatoe kom, gaan hulle dit ervaar. En dis goed. So mense kan nou lank daaroor praat, maar mens kan as jy vir iemand moet verduidelik wie's nooit gedagte, dan moet jy aan maniere dink, hoe gaan jy dit verduidelik? So ons het nou sommer saam dit bietjie gedoen. So dis wonderlik en nou kan ek het nou nie foto's van die gemeentelede hier op nie, maar mense sou dalk kon sê hoe beskryf jy daai persoon of wat kenmerk hulle lewe? Maar ek wil nou net dink hoe
wat kenmerk jou lewe? As iemand aan jou dink, wat dink hulle? Hierdie persoon is nors, is kwaad, is lelik, jy wil nie by hulle kom nie. Of hierdie persoon is vriendelik, gee regtig om, is liefdevol. So kenmerk goed ons elkeen se lewens. En dis belangrik dat 'n mens daaroor gaan nadink. Wat kenmerk my lewe? Wat dink mense as hulle aan my dink? En iets om ook net na te dink oor is, kenmerk liefde jou lewe? Is dit 'n kenmerk van jou lewe? Of is dit maar 'n bysaak? Ons gaan later bietjie meer hieroor nadink. Ons gaan vanoggend lees uit die Johannes Evangelie. Ons gaan lees uit Johannes 13 vers 31 tot 35. Maar ek wil net so bietjie agtergrond gee voor ons die gedeelte gaan lees. So hierdie is die Johannes Evangelie is die jongste van die 4 evangelies. Die datering van dit, wanneer dit nou soos in finale vorm is hier by die einde van die 1ste eeu, so tussen 90 en 100 na Christus. En in hierdie evangelie word die goddelikheid van Jesus veral uitgelig. So dit is nogal, jy hoor dit sterk as jy deur hierdie evangelie lees. En in Johannes 20 vers 30 tot 31 hoor ons die doel van die evangelie. Hierin hoor ons, Jesus het nog baie ander wondertekens. Dis nou wonderwerke, maar in Johannes Evangelie is dit wondertekens. Jy sien daarin al die heerlikheid van Jesus. Wie is Jesus? Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So mense moet glo in Jesus deur hom. As hulle in hom glo, die Seun van God, dan kry hulle die ewige lewe. Dan kom jy in 'n ewige verhouding met die ware God. Dit is deur in Jesus te glo. Nou hierdie evangelie, die primêre doel was waarskynlik om mense wat reeds in Jesus geglo het, aan te moedig om aan te hou glo. Dit kon ook wees dat dit geloof wil wakker maak, maar in die eerste plek het dit gegaan, dis vir mense wat reeds glo in Jesus. Hulle moenie ophou glo nie, hulle moet aanhou. Nou, die volgelinge van Jesus aan wie hierdie evangelie geskryf het, was maar relatief magteloos. Hulle was 'n klein minderheidsgroep en daar was baie ander groepe wat nou groter was en kragtiger was as hulle. En hulle het druk geplaas op hierdie volgelinge van Jesus. Hulle is nou heel anders. Hulle leef met ander waardes, hulle wil nie aan alles meer deelneem nie. Hulle is anders. Maar veral die Jode, hulle word ook die disippels van Moses genoem. Hulle het veral druk geplaas op hierdie volgelinge van Jesus. En daar was eintlik nogal 'n sterk konflik tussen hierdie twee groepe. So mense moet dit net in ag neem as mens hierdie evangelie, as mens nou besig is met Johannes. En die essensie van die konflik het op 'n sentrale vraag gefokus. En dit was waar is dit by die disippels van Moses, die Jode, of by die volgelinge van Jesus, so die waar, en hoe? Is dit in die wet, of die tempel, of in Jesus? Waar en hoe word die ware God gevind? En die volgelinge van Jesus het dit anders gesien as die Jode. So hulle het verskil daaroor, want hulle het anders na Jesus gekyk. Hulle het Jesus anders geïnterpreteer, wie hy is, wat sy identiteit is. So dis belangrik dat 'n mens dit ook besef net. Daar's 'n groot verskil oor hoe hulle oor God gedink het in verhouding tot Jesus en sy optrede. Die Jode het nie Jesus en sy boodskap oor sy goddelike identiteit aanvaar nie. Hulle het eerder gedink, Jesus staan nie aan die kant van God nie. Jesus is 'n sondaar
Mens hoor dit byvoorbeeld in Johannes 9. Hy is met die duiwel de mekaar. Dit hoor mens op verskillende dele in die Johannes Evangelie. Johannes 7, Johannes 8, Johannes 10. En in Johannes 5, toe Jesus nou iemand op die Sabbat gesond maak, toe het hulle nou Jesus gesien as 'n wetsoortreder en iemand wat die Sabbatdag ontheilig. En dan stel Jesus homself nog gelyk aan God. Want hy sê, deur te sê dat hy soos sy Vader op die Sabbat mag werk. Hy mag ook dit doen. So hulle sien dit as lasterlik. En dit word dan die hoofargument om hom dood te maak later in die evangelie. Soos byvoorbeeld in Johannes 10 hoor mens dit. Hoekom hy gekruisig moes word. Hy stel hom nou gelyk aan God. So mense moet net dit bietjie verstaan in terme van die agtergrond. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, ons is hier saam. Ons is volgelinge van Jesus. Ons is kinders van God. En ons het U nodig. Ons soek 'n ontmoeting met U. Here, ons kort U krag. Ons is afhanklik van U. Ons is afhanklik van die woord, want as ons nie dit lees nie, dan gaan ons maklik op die verkeerde pad. Of ons luister na ander stemme. Of ons vergeet wie ons werklik is. Wie sin ons werklik is. Here, ek bid dat U met ons sal kom praat deur U woord. Help ons om te luister. Heilige Gees, help ons om ook dit wat ons hoor in te neem, te oordink en daarop te reageer in gehoorsaamheid. Help ons om te luister. Help ons om te sien wie Jesus werklik is. Dat ons sy grootheid en heerlikheid sal raak sien. Here, en help ons om ons oog op Jesus te hou. Ons oog gaan soms na baie ander dinge toe. Ons fokus. Maar as ons dit op U hou, het ons hoop. En is ons dapper. Want ons weet ons het 'n wonderlike toekoms saam met U. Here, dankie dat ons hierdie dinge kan vra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So, voor ons dit lees, Jesus se publieke bediening begin in Johannes 1 vers 19 en dit eindig in Johannes 12 vers 50. In die Johannes Evangelie is daar nou 7 ek is uitsprake en daar's ook 7 wondertekens. So, man, in Johannes 12 vers 50 eindig Jesus se publieke bediening. Dan draai hy nou na die disippels toe. Hy fokus op hulle. Hy leer hulle vir oulaas, voor hy nou in hegtenis geneem word en gekruisig word. So, dan kom mens by sy afskeidsgesprekke. Dis Johannes 13 tot 17. So, Jesus leer hulle vir oulaas. Nou, in Johannes 13 was Jesus eers die disippels se voete. Hy stel vir hulle die voorbeeld. Hy's diensbaar. Hy doen dit uit liefde. En hulle moet ook so maak. Dan wys hy sy verraaier aan, en dan kom ons nou by vanoggend se gedeelte. Dan Jesus weet sy tyd om sy kruisiging is naby. Maar dan beveel hy ook die disippels, hulle moet mekaar lief hê, soos hy hulle lief gehad het. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Johannes 13 vers 31 tot 35. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is.
Ons lees net tot sover. So in vers 31, dan hoor ons Jesus sê, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. Nou in die Johannes Evangelie, dan praat Jesus nou gereeld oor hierdie uur waarvoor hy gekom het. Hierdie beslissende uur waarvoor hy gekom het. Mens hoor in Johannes 2, dis al vroeg in sy bediening, by die bruilof in Kana, dan sê hy vir Maria, my tyd het nog nie gekom nie. So dit begin al vroeg. In Johannes 7, dan ontstel Jesus se leringe by die tempel, die godsdienstige leiers so, dat hulle hom gevange wil neem. Maar hulle kan dan nog nie, want sy tyd het nog nie gekom nie. Sy uur het nog nie aangebreek nie. Ek dink tannie Nora voel nie lekker nie, ja. Ek weet die tannie is ook maar bietjie siekerig nog. Sy. Baie sterkte tannie. Sy. En nou die geld ook nog uitgevang. Hey, en dis moeilik as 'n muntstuk dalk val ook by 'n kerkgebou. Hy rol mos maar. Sy. Okay, so mens hoor dit, baie sterkte, Bailin. Mens hoor dit in Johannes 7. Hulle wil Jesus gevange neem, maar hulle kan nie, want sy uur het nog nie aangebreek nie. Dan in Johannes 12 sê Jesus, dan sê hy nou, die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. So dan sit nou nader al, dit is nou, daai tyd het nou aangebreek. En dan in vanoggend se gedeelte, dan weet Jesus, my verheerliking is naby, hierdie uur is hier. En dan in Johannes 17, dan sê Jesus, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. En wat Jesus nou eintlik dan vra is, Vader, laat ek deur hierdie kruisgebeure gaan. Want in die Johannes Evangelie is dit deur die kruis wat Jesus verhoog word. Deur die kruisiging, daar word hy verheerlik. Nou, met ons menslike oog lyk dit na vernedering, na lyding. Maar met die oog van geloof kan ons dit sien. By die kruis word hy verheerlik. So dit is iets unieks in die Johannes Evangelie. Aan die kruis waar hy verhoog word die grootheid en die heerlikheid van Jesus die duidelikste gesien. Daar sien 'n mens duidelik, hy is die een wat van die Vader afkom, wat deur die Vader gestuur is. Hy is die een wat een is met die Vader. So mens moet net dit ook in ag neem as mens hierdie evangelie lees. Jesus het deur sy lewe die Vader verheerlik, maar dan word hy ook verheerlik aan die kruis. So Johannes fokus nie op die opoffering en die lyding. Hy fokus op, dit is die oomblik van verheerlik. En dan hoor mens nou verder dat in hierdie gedeelte, vers 34 en vers 35, dis eintlik wat ek op wil fokus, waar Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. So, die gebod om lief te hê is nie nuut nie. Mens hoor dit al in Levitikus 19. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit was nie 'n nuwe ding nie. Maar Jesus het dit kom verander. En dit is 'n gebod, so dit sê, dit is nie opsioneel nie. Ons moet dit uitleef. Ons moet gehoorsaam wees daaraan. Dit is wat God wil hê. Ons moet mekaar lief hê. Maar ons moet mekaar lief hê soos wat Jesus ons lief het. Soos wat hy vir ons gewys het, hy het ons lief. Dit is opofferende liefde. Dis dienende liefde. Jesus het die voete gewas van sy disippels. Jesus het gesterf aan die kruis. Dis die liefde wat ons moet uitleef. So ons kyk na hom vir hoe moet ons lief hê. Dis nie net ek het my naaste lief soos ek myself lief het nie.
Hierdie vat dit baie verder, want sy liefde is die perfekte liefde. So by hom leer ons hoe lyk liefde werklik. En sy liefde moet ons inspireer om ook mekaar lief te hê. Ons doen dit nie omdat ons iets wil verdien of kan verdien nie. Ons doen dit uit dankbaarheid vir wat hy reeds vir ons gedoen het, vir die ewige lewe wat ons het, dat ons sondes ten volle betaal is. Vir daai wonderlike liefde wil ons ook daai liefde deel met ander. En as mens nou praat oor ons gemeente, dan moet dit ons gemeente kenmerk. Ons moet mense wees wat lief het. Gemeentes trek mense nader as hulle vriendelik is, as hulle gasvry is, as hulle oop is, as hulle liefdevol is, as hulle uitreik na vreemdelinge toe. Dan sien mense, dit is soos 'n lig. Hier's iets anders aan hierdie mense. Hulle is disippels van Jesus. So dis net 'n belangrike herinnering vir ons, dis aan ons liefde wat ons uitgeken word as disippels van Jesus. So dit wys mens kan ook nie net praat deeltyd nie, mens moet doen, mens moet die liefde wys. Dit is hoe mense ons as 'n baken van hoop sien. Almal is op soek na daai ware liefde, en ons kan vir mense daai liefde wys. Maar natuurlik, ons kan dit nie self doen nie. Jy kan nie nou vandag besluit, ek gaan nou ander mense lief hê soos Christus my lief het nie, en dit net gaan doen nie. Ons het nie daai liefde self nie. Ons kan dit nie uit ons eie krag doen. So as jy wil verander, dan moet jy fokus op jou verhouding met Jesus. So word ons het daai ritmes. Jy kan die volgende slide wys, Kobus. Jy kan aangaan. Daai kragprop. Ons het sulke ritmes wat ons moet inoefen, wat ons help om 'n nuwe lewensritme te hê, wat die koninkryk van God dien. En die kragprop is een van dit. So ons moet tyd maak om met die Here te spandeer, om die Bybel te lees, om na te dink oor sy liefde. Ons prop so in by die bron van liefde, en daaruit leef ons dan, en dan kan ons hierdie liefde deel. So ons kan hierdie liefde net ontvang en deel met ander. Die Heilige Gees gee vir ons hierdie liefde. Maar dit is 'n daaglikse ding. Ek moet bewus bly van die Here. Ek kort goeie gewoontes. Kerk toe kom is ook 'n manier hoe ons inprop by die Here. Maar anders gaan ons weer maklik selfsugtig wees of so, as ons dit afskeep. As ons vergeet om met die Here tyd te spandeer. Dan gaan dit maklik weer oor my wil, my eer, my koninkryk. So die Heilige Gees help ons om weg te kyk van onsself na die Here en na ander, om die Here en ander te dien. Maar is die liefde van Christus wat ons inspireer, ons dring om ook mekaar lief te hê. Almal is nie ewe maklik om lief te hê nie. So dit is nie van iets wat jy net van nature doen nie. Van nature het ons die lief wie ons lief het, of die wie dit makliker is om lief te hê. Maar ons moet almal lief hê. Ons moet mekaar lief hê. Dit is wat die Here van ons vra. Ons kan nie sê ek is nou lus vir liefde, maar ek is nie nou lus nie. Of dis 'n uitsondering nie. Dit moet die reël wees van ons lewe. Ons wat gered is. Ons wat nuwe mense is. So, kom ons bid saam. Here, vandag bid ons dat U ons deur die Gees sal verander om meer en meer soos Jesus te raak. Om 'n disipel te wees gaan oor 'n nuwe manier van lewe. Ons moet U volg, Jesus. Ons moet by U leer hoe om te lewe. By U leer ons hoe lyk liefde werklik. Here, maar ons kort hulp om dit te kan doen. Ons kort U krag. Ons kort U liefde. Kom gee dit vir ons. Mag mense in ons gemeente vir U raak sien, Jesus. Mag hulle U liefde ervaar.
En ek dank U, Here, vir almal wat dit reeds, wat streef om dit uit te leef. Wat omgee, wat liefhet, wat diensbaar is. Wat nie selfsugtig is nie. Ons kan nie sê, Jesus, U is ons Here, maar ons volg nie U nie. Ons moet meer en meer soos U word. Ons kan onsself nie verander nie, ook al wil ons. Ons kan nie self meer soos Jesus word nie. Ons moet nie maar net harder gaan probeer nie. Ons moet fokus op ons verhouding met U. Ons moet inprop by U. Help ons, Here, om ons lewens anders in te rig, sodat U ons middelpunt is. En al die dele van ons lewe deur U getransformeer word. Of ons nou by die werk is, of die skool is, of by die huis is. Ons is U kinders. Ons is volgelinge van Jesus. Here, mag mense ons as 'n lig sien en aangetrek word tot ons. Here, omdat ons liefhet. Mag hulle sien ons is anders en mag hulle wil deel wees hiervan, van hierdie gemeente. Here, baie dankie dat U ons kies en dat U ons wil gebruik in hierdie wêreld. Dankie dat ons reeds sout en lig is, ons wie glo. Ons dank U vir U groot genade en liefde en dat U ons nooit los nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings gedeel word.
die samenkoms bygewoon het. Baie dankie vir die middag wat ons gekry het. En baie dankie vir die liefdegawes. Met Jesus ook aan. Kan julle my almal hoor? Daar sê hy's duidelik. Ek wil net van ons kant af namens die kerkraad vir Leandi en vir wederhelfte sê baie dankie. Julle het baie harde werk gedoen. Maar hulle was maar net die mense wat die initiëring gedoen het. Dan kom al die sameroepers en al hulle helpers en almal van julle wat hier sit by die bazaar ondersteun het en vir almal wat skenkings gemaak het wat dit moontlik gemaak het om by daai bedrag te kom. Toe Dominee staan en praat het ek klaar gesit en ek gaan die bedrag aankondig, maar ek sal graag, as dit moontlik is, volgende Sondag wil aankondig, ons trek wel oor die 100,000. So die van julle wat nog nie gegee het, onthou net, daar's nog 'n kans vir die volgende aankondiging asseblief, dat ons kan sê ons het nog 'n rekord gebreek. Kom ons kyk dit na die afkondigings asseblief, julle kry dit op die kommunikasiegroep, lees dit asseblief. Ons Pinkster is op pad en ons het 'n tradisie wat ons sop maak, wat die mense voor die tyd saal te kan kom om sop te kan gebruik. Elke jaar hoor ons is maar dieselfde mense, ons wil nie weer net dieselfde mense hê nie. So as jy bereid is om sop te maak, moenie dink jy kan nie sop maak nie, jy kan sop maak. Jy maak net 'n pot sop. Kontak asseblief vir Anna asseblief voor die tyd. Anna, daar's Anna daar agter, of jy kan na haar toe gaan ook na die tyd. En dan wat die bazaar betref, om net weer terug te kom, daar het gister nog 'n bietjie pudding oorgebly en daar het nog van die koekies oorgebly. Dit is in die saal. As jy na die tyd wil en jy het die kans gehad gister, die kom saal toe Leandi en ek weet nie wie nie gaan daar nog wees al by die kombuis, dan kan julle dit daar kry asseblief. Ja, en dan wil ons net gaan kyk na lief en leed. Julle almal het al gehoor van Betty Tyd, wat altyd die pannekoekie verkoop het, die ander kant sy het geval, sy het haar heup gebreek, sy het 'n heupvervanging gehad, en dan Marie Du Plessis was in die hospitaal gewees, die operasie was 'n sukses gewees, en toe hoor ons Saterdagmôre gesê oorlede. Die van julle wat Marie Du Plessis geken het, is baie hartseer nogal, ek dink vir al haar groepie dames wat altyd Sondag na kerk by mekaar gekom het by verskillende plekke, ek dink julle gaan daar ook mis, en ons as 'n gemeente gaan daar ook baie mis. En dan die nissies, die van julle wat weet hoe die nissies werk, dit kan Dinsdag, Woensdag en Vrydag kan dit besoek word, van 8:00 die môre af tot 1:00 die middag toe, of dan Sondag na kerk. En dan die verjaardag, wie verjaar vandag wat hier is vandag, ek het so vra. Gaan nie 'n hand op nie, niemand nie. So die van julle wat in hierdie week verjaar, van ons kant af as 'n gemeente, baie geluk met julle verjaardag, mag die Here julle ryklik seën, mag julle oorlaai word met wat ons nou vanmôre gehoor het, met liefde, wederwysige liefde, en mag die Here vir julle net vir die res van die nuwe lewensjaar dra. Baie dankie. Wil ook noem dat die Alta Stol se roudiens gaan die volgende Saterdag wees om 11:00 hier by Nooit Gedag. So die wie haar geken het en wie dit dalk wil bywoon, volgende Saterdag. En ja, ons slotlied is Laat ons skyn vir Jesus. Dis nou die vonk weergawe, so die woorde is 'n bietjie anders, maar ons staan en ons sing hierdie lied saam, vers 1 tot 2. Laat ons skyn vir Jesus.
seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. En dan sing ons gaan dan heen.